Wie bly om mee te wees? Amen. Beste bedankt. As ek hier is, dan voel ek so gelukkig. Geliefdes, ek sit vanmôre as ek daar by bidkamer. In 1992, toe sê die dokters vir my, daar's 5 jaar wat ek gaan lewe. Geliefdes, hulle het dit opskriftig. En ek stel hulle regtig te leer. Want die God wat ek ken, het 'n ander plan, het 'n ander doel. En net soos dat hy 'n doel in my lewe het, so het hy 'n doel in elkeen van ons se lewens. Maar al wat hy vir jou plaas, wat ek jou leer. Wat ek jou leer. Nie een van ons weet, waar is jou steek die getrek? Die dokters dink hulle is slim. Nee, die God wat ek dien is baie slim. Baie slim. Geliefdes, aankondigings vir die week. Ek het daar so baie vrou, kom met op. Gaan jy dan straks die geliefdes kom op? Moenie van ons dienste mis nie, kom op asseblief. Ons sal volgende van Jesus Christus is gesluit as gevolg van skoolvakansies, druidighede, dit hier raai, Vrydag aan die jeug. Ons het gesluit. Alright, dis ook my sies al die laat weet hoor. Geliefdes, sondagoggend erediens kom op. Moenie julle dienste mis. Sondagoggend 4:16 kom op. Ons sê nie meer wie die boodskappe bring nie, want ek glo nie aan 'n naam aanbidders nie. Ons bid een om dit te spot. Die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dis die ene vir wie ek my respek het. Jy sal miskien elke Sondag gekom met 'n taai. En baie mense sê ek kom. Kom as jy oor vanmôre ek respek vir my God. Maar waar hy my uitgehaal het, in die wonderslote. Nadat hulle my gesê het, jy gaan nooit weer kan sien nie, jy gaan nie eers kan 'n Bybel lees. Dank ek my God, dat as ek hier uitgaan en ek staan in my sonde wat hy vir my gee, lees ek my Bybel sonder brille. Dis die God wat ek dien. En dit is vir hom wat ek alles sal gee en alles sal doen. Want dit wat ek het, is wat hy vir my gee. Geliefdes, verjaarsdag, donderdag, Mariska, Vrydag, my dien. Dis Mariska nie meer, dat ek so ons gaan nie vanavond luister nie, ons gaan maar vanavond. Hier is die herdenking, is vandag pastoor Christen, Natasha, Jans Maresburg, woensdag die 10de is pastoor Marius, die een van hulle sê. Geliefdes, so kom ons staan, dan gaan ons die Here se naam vluggaan, vanmôre, kom ons doen dit uit ons hart uit. Kom ons doen dit uit ons hart uit. Ons is vanmôre hierso voor die belangrikste ete. Kom ons maak sy naam regtig groot. Die man was die meer opoffer het vir my lewe. Die man wat gesê het, ek neem al julle sondes op my. Kom, ons maak hom vanmôre groot. Asseblief geliefdes, kom ons staan. En dan kan ons, as we hierdie plan vir ons doen op hulle gebed. Kom ons saam probeer ons by ons voor. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here vir die wonderlike voorreg wat ons môre het om so by mekaar te kom in die naam. Ons staan op die belofte Here waarin hy sê daar waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek teenwoordig wees. Ek bid Here dat die Heilige Gees vanmôre sal beweeg van sitplek tot sitplek, van hart tot hart. Here om vanmôre ons opnuut te motiveer, Here om U die Here te dien in gees en in waarheid. Bid en bly dit met vele danksegging. Amen.
Geliefdes, ek doen nou beroep vir julle. Gaan deur jou lewe. Maak seker dat jy elke iedereen in jou lewe vergewe. Daar is soveel mense wat vir sê, ek kan nie vergewe nie. Dit kom God ons nie gered nie. As jy 'n geredde kind van God is, maak nie saak of jy broer of jou suster gedoen het nie, jy sal hulle vergewe en vergeet. Want dis nou waar die belangrikheid kom, daai vergeet. Maar geliefdes, ons hoor op papa en as hulle moeite van ons eten never, dan word ons gaan reg in die boodskap.
om te gaan ontvang. Soos ek sê, ek het wel afgesonder om die woord te kry. Ek het my handtekeninge gemaak. Maar as ons steeds die Gees wat het verder vat. Amen. Ek kan nie ook aan die Gees gaan nie, maar die Gees kan deur my werk as 'n spreekbuis wat ieder en elke vandag in die godsvergadering is. U moet my verskoon, dit maak my opgewonde, ek is nie 'n man wat kan stil staan nie. Die tafel is baie mooi gedek, ek sê die een wat op gedek het, is baie pragtig. En as ons kyk in die woord van die Here, dan sien ons daar was ook 'n tafel wat gedek is. En die tafel is tot vandag toe gedek. En die lekkernye is tot vandag toe daar tot beskikking van u en my. En as ek lees in die woord van die Here, wat alle verstand te bowe gaan, hy het vir ons almal oë gegee. Hy het vir ons die krag gegee. Maar die wilskrag lê by u en by my om daai woord te vat. Ongelukkig het baie nie die wilskrag nie om die woord van God te vat nie. Ongelukkig het baie mense ons praat reguit en traag geraak in die dien van God. Ongelukkig baie mense wil na God toe hardloop, maar dit die probleme daar kom. Ongelukkig is dit so. Maar dit nog steeds die Here gaan nie wegwys nie. Dis 'n God van liefde. Hy sê in die woord in Jakobus, as jy weet was dit onder julle wat siek is, roep jy onder hom, salf hom, bid vir hom, en hy sal nog steeds gesond word, maar hy het ook gesondig. Jy sien die woord van God is 'n tweesnydende swaard. Hy sny my, hy sny jou. As ek gaan sit met die woord, dan sny hy my. En baie keer as ek so sit en dan kom dit op wat hy openbaar aan my. Dis iets in jou lewe wat nie reg is nie. Jy moet begin kastei. Nie wat ek wil gaan staan met 'n sweep of 'n natklap in my slaan. Hierso. In die intellek moet ons begin om te kastei. Om te berei en te laat staan. Om God te soek deur die woord van hom. Om die Here te loof en te prys. Om te sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Die wat hulle Bybels wil het, maak my op by Lukas 22 asseblief. Elke wat sy Bybel wil het. Ons gaan ons nie weer mag besonder 'n vriend maak nie. Nee. Die woord van die Here sê, gaan my voorkome in. Met gejubel, met hande klap. Jy moet mos opgewonde wees. Ek voel vir my volgende, ek is dood. Want ek kan nie hande klap nie, want vir die operasies wat ek gehad het, ek kan nie hande klap nie. Maar dit is so lekker om hande te klap saam met die broers en susters. Dit is so lekker om die Here te dien saam met die broers en susters. Want dit maak jou opgewonde, want jy is soos 'n pot, haal die stoot met olie. Jy sê, maak so klein babbeltjies, hy is warm, as sodra jy iets ingooi, dan begin die ander babbels uit te kom. Dan begin hy te kook, en so moet ek en jy is, soos 'n pot olie, kokend wees, aan die brand wees vir die Here. Lukas 22, vers 7 tot 23. Hy sê die nag van die ongesuurde brode het gekom waarop Pasga geslag moes word. Toe stuur Petrus Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil jy hê, moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad gaan, sê julle man, sal 'n man julle ontmoet, wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar hy Pasga met my disippels geëet het? En hy sal julle groot boomtrek wys wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en het gevind, soos hy vir hulle gesê. En die Pasga
bereid. En toe die hier kom, het hy aan die tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek my ons maak die olie te doen. Onze Vader van die Allerhoogste Hemel, ons kom met dankbare harte in hierdie oggenduur vir hierdie woord, wat U weer openbaar deur die Gees. En soos hierdie woord uitgaan, dat dit so insit by hierdie elk wat vanoggend in hierdie godsvergadering is. Vader, dat dit so byvoeg of wegvat in hierdie woord, maar op die leiding van die Gees die woord sal uitdra. Ek eer, ek loof en ek respekteer die Here vir die woord wat ek gegee het, en dat U verheerlik word in Jesus naam. Amen. As ek U mag vra in hierdie oggend, wat beteken hierdie nagmaaltafel? Wat is die doel van hierdie nagmaaltafel wat gedek is in hierdie oggenduur wat hier staan? Ons lees in die woord van die Here, Jesus het gesit. Hy het sy mense uitgestuur om die Pasga te hou. Nou as ons sien in hierdie uur wat Jesus gesit het met die Pasga, dan gaan ek die vraag, nou, wat beteken die Pasga dan? Dan kom die woord van God so terug met Filippus en Ethiopië. Hoe sal ek weet as iemand my sê nie? En as ons sien, Jesus het gedoen wat Vader vir hom gevra het. Die viering van die Pasga. Nou die viering van die Pasga het God ingestel deur Moses. Wat hy sy volk uitgelei het onder die Egiptenare. Dis 'n fees wat God ingestel het. Jesus het nie hierdie fees ingestel nie, maar sy Vader het hom ingestel. Vir die verlossing. Wat hy sy kinders verlos het. Wat hy uit Egipte uitgebring het onder die slawerny uit. En dit is waar ons gestop het in die Ou Testament. Want die perfekte lammetjie moes geslag geword het wat geen gebrek gehad het aan hom nie. Hierdie lammetjie moes elke maand moes hy gedoen geword het. Toe kom ons bring die Pasnaweek in, wat nog steeds die Pasga is. In die Ou Testament, die perfekte lam, geen gebrek, moes geoffer geword het. Daai bloed van daai lam, vir verlossing, vir iedereen elk van ons. Maar terwyl die Seun van God sit daarso, saam met sy disippels eet, die boventrek, waar hy hom voor, hierdie boventrek, as ek het so mag noem, hierdie boventrek, want Jesus wil kom om hierdie brood te breek van my oor. Maar hierdie boventrek, is op daar in Egipte, aan die slawerny, wat jy vasgevang sit. Die perfekte lam is besig om te vier die Pasga. Maar hy weet, hy is die perfekte lam. Die perfekte lam. In die boventrek. Hierdie selfde, die boventrek. Jesus boventrek. Mag die boventrek wat julle toegerus is. Jy sien, boventrek. Nou as hierdie boventrek, as ek het so mag stel, in my dat kom in die woord van God, dan gaan ek net doen wat ek gedoen het. Dan gaan ek kyk met na die man met die water op sy hoofd, wat van my wys as die Gees openbaar, nadat die boventrek reg is, dan kom die doopman met die water, met die Gees van God. Verstaan nie waaroor het gaan. Want die Pasga is in Vader se tyd om die lam te laat slag. Moses na Aaron, Josua, Daniel, al die godsmanne, Habakuk, al die manne wat het gehoorsaam. Hulle het deur beweeg met. Maar hy voel vir my die boventrek.
kan nie die woord uitdra as ek nie bly by die Meester se woord. Daar kan nie groei ontwikkel by my en jou as ons bly in die woord van God nie. Daar kan nie 'n kardinale ontwikkeling plaasvind by jou as jy bly by tradisies nie. Ek kan nie vir jou 'n tradisie godsdienst gee nie, want ek is aan die brand van my God. Tradisie is dooie goed. Tradisie kom aan in die 10 dae by jou huis. Tradisie sê wanneer jy in die hospitaal en ek kom besoek jou. Dis tradisie. Maar 'n man van God, wat die woord van God bestudeer en bly in die woord van God, hy word weggeruk van tradisie, want hy begin die woord van God met te dra. Want die boventrek is voorberei. Hy is voorberei dat die woord van God wat ewige lewe weggewerk. Ons kan nie tradisie. Ons het nagmaal. My broer weet jy, 'n Sondag nagmaal, ons by die nagmaal nie kom. Maar jy sien nog nooit nie. Die kind moet ingeseën word. Dis harde woorde. Maar as die laaste sien van die burger. Die broer of suster moet begrawe word. Dis die laaste sien. Dan kry jy so nie gemeentes wees dat want daar is meer belangstelling. Omrede, daar het nog nie 'n ontwikkeling gekom nie. Hulle het nog nie daai lus gekry vir die woord van God nie. Die prediker moet maar staan met die woord van God en vir jou verduidelik waaroor dit gaan. Want jy wil nie die bo ontwikkel nie. Want as ek jy nog nie die bo vertrek ontwikkel het nie, kan die gees van God nie waardig raak met jou. Dit gaan ongelukkig. En as wat genade is, wat geblok is van die gees van God, moet nie werk in jou nie. Want God soek 'n man en 'n vrou, soos Josua sê ek in my huis of sal die Here nie. Daarom gaan dit nie oor wat Jesus gesê het vir ons. Sy liggaam moet gebreek word. Maar die een wat my sal verraai. En net so gaan dit in die huis van samekom, sodat se daar wat predikers afgebreek word. Predikers word afgebreek, beskinder tot op die grond. Maar ons gaan nie kyk na daai gedeelte nie. Ons kyk wat God vir ons doen elke dag. Ons kyk hoe hy ons deurdra. Ons kyk hoe die Gees ons oortuig van ongeregtigheid, oordeel en sonde. Ons slag ag op die invluistering van die Heilige Gees, want jy is ingeskakel daarso. Want as jou gedagte vir sê kyk nie, dan kom die Gees, dis nie reg nie, kyk weg. En van God het om vir die Here wat jy sit vandag. Dat dit tyd geword dat jy kom op daai punt van jou knie. Jou toon moet agter jou knie wees, die punt van jou toon. Dat jy kan begin besef, hierdie knie druppels moet gebuig word voor God. Jy moet God aanroep op elke gebied, al is dit in die dorp, al is dit by jou werksplek, ongeag waar jy is. Dat jy die teenwoordigheid van God kan ervaar op elke gebied. Die woord van die Here sê almal wat sê Here, koninkryk van God sal wees. So as jy my naam wil hê. As 'n mens aan God se naam moet gebruik, is dit onpraat by ek is daar. As jy bid tot God, dis respek wat jy het. Dis respek wat jy het vir God. Dan vra ek jou weer, wat beteken hierdie tafel vir u en vir my huis? Hoekom hierdie tafel? Wat is die rede aangaande hierdie tafel dan? Baie van ag is wat jou van die kerk se dinge. Baie sal sê,
autoriteit in jou lewe om uit te gryp. As ek vir u sê, die Pasga wat gebeur het voor Golgotha, as ek my indink hoe ek in die slawerny uitgelei is deur die feesviering van die Pasga en wat Jesus gaan sit het. Jy gaan hier man trek die water op sy hoofd, vra hom waar moet voorberei. Want Jesus het gaan voorberei. Die lammetjie of wat hy gehad het, was geslag. Die disippels het gesit om die 12 apostels. Hulle het om hom gesit. En ek glo, want ek gaan ook deel wees van dit, en ek wil deel wees van dit, om te hang eendag in sy lippe, om te luister, om te sien hoe het hulle deurbeweeg met die evangelie. Ek wil dit ervaar, ek wil dit sien dat die mense goddelik genees daar. Ek sê baie op my vrou, ek glo, dat gaan wees soos 'n rolprent wat voor jou afrol, om te wys, stap vir stap, hoe dit gebeur het. Want ek glo, as ek wag vir die opstandingsmôre, as ek in die paradys is, want die gaan wees in die paradys, en die gaan rus in die stof van die aarde, soos die woord van my sê, want is in die paradys, en ek gaan dit sien daarso, hoe my God, elke keer gejaag met elke dag. Jy gaan hulle sien, wat in die verkeerde kant is, en jy gaan hulle ontmoet, wat in die paradys is, want die woord van God sê dit, en ek kan dit verklaar, Lazarus deur die man. Hulle sien mekaar. Daarom sal ek die evangelie van God nie draai. Toe hy gesê het, ek het 5 broers, stuur iemand om te waarsku. Sê Abraham vir hulle, hy het die profete, hy het die pastore, hy het die domies, hy het die leraars, hy het die oudses, hy het die diakens, hy het die hele wat die sit, wat hulle inspireer, losmaak in die besigers. Want jy het die van die sonde is dood. Die genadegawe is die ewige lewe. Dan moet ek nie meedeel dat nagmaal nie 'n tradisie of 'n gewoonte is. Ja. As dit by u as kerkganger 'n tradisie of 'n gewoonte is, wil ek sê, los dit. Stop waarmee jy besig is. Want ons aanbid nie God van tradisies nie. Want Jesus het hy brood gevat. Terwyl hulle besig is met die Pasga, hulle was besig om te eet, as ek dit hoor. En Jesus het die brood gevat. En hy het op haar breek, is ongesuurde brood. En soos ek nou dag sit, daar so die woord, ongesuurde brood, toe kom het so op wat Jesus sê, pas op in die suur deeg. Staan nie maar. Want dit is ongesuurde brood. Pas op in die suur deeg. Hy wat almal wil besluit en verlei en hierdie boventrek moet jy mekaar maak. Want die suurdeeg kan die lelike dinge verwoes. Daarom is daai brood as ek uitgerol en daar glad babbeltjies nie op wees. Want die suurdeeg mag nie deurkom nie. Hy moet uit. Hy moet vernietig word die oor. Die suurdeeg, die fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle moet uit in jou lewe uit. Jy moet minder word en Jesus moet meer word in jou lewe. En dit gebeur net deur toewyding aan die woord van God. Ek sien Jesus het gegaan en die brood gebreek. Terwyl hulle sit by die Pasga toe, want hy sit die perfekte lam. En hy breek hom en hy gee vir hom en hy sê, kyk, dit is my liggaam. Terwyl hulle die Pasga vier, is die perfekte lam hier besig met hulle. Dit is my liggaam en hy vat die beker en hy gooi, hy sê drink, dit is my bloed, die verkondiging van die Nuwe Testament. En as dit 'n Nuwe Testament is, dan moet u
tafel. Verstaan nie waaroor ek gaan? Sien jy die prentjie aangaande hierdie nagmaaltafel? Wat het werklik beteken? Jy's 'n erfgenaam. Jy's 'n mede-erfgenaam. Jy's 'n koningskind. Jy het die goeie stryd gestry elke dag om oorwinning te verkry. Jy het vergeet wat agter jou is. Jy stel nie belang wat agter jou is nie. Wat as iemand my herinner aan my verlede en herinner ek hom aan sy toekoms? As ek sy lewe verander en in my kom met God. Dit is waaroor hierdie tafel gaan met die gedenkens. Dis nie tradisies nie. Ek kan bid nie God van tradisies nie, maar God van werklikheid. Want hy sê deur my wonde en daar genesing gekom. Deur my bloed en daar verlossing gekom. Daarom is hierdie brood gebreek vir my en jou. Die seun van die mens is gebreek. Hulle het hom bespot. Hy het 'n purper kleed aangehad, die koning van die Jode. My koning, u koning. Want hy moes teruggemaak het vir u en vir my. 'n doringkroon op sy hoof. Mens, jy kan nie bly sit waar jy is. Jy is dieselfde die dag as jy 'n vakleerling is. En jy begin jou jare te stap. Jaar 1, jaar 2, jaar 3, jaar 4, 5de jaar, kwalifiseer jy. Die dag het dit heeltemal verander. En intussen met die tyd toe gaan, jy baie dinge om te leer. En dan kry jy jou rooi seël as jy die dag kwalifiseer. Dan kry jy al 'n besig doel wat jy bereik het. En dit lig jou salaris outomaties. Jy kan nie kom, jy begin te vakleerlingskap, jy skop het op. Oor 5 jaar wil jy tussen ambagsmanne gaan sit. Werk is op ambagsman. Jy lyk nie eens na die ambagsman so opgepakt. Dis dieselfde in die woord van God. Jy kan nie ontwikkel as jy nie bly in die woord van God nie. Jy kan nie verstaan waaroor gaan die woord van God as jy nie tyd toewy aan die woord van God nie. Jy kan nie praat saam met die man van God, maar jy sit geskeidig 'n agenda van sonde wat jy doen, maar jy wil hom inspireer oor die woord van God nie. Dan kom die woord van God in werking. Wat soek my naam nog in jou mond? Dis wat die woord van God sê. Wat soek my naam nog in jou mond? Jy kan hierdie woord van God uitdra. Jy kan mekaar vermaan met hom, mekaar berustig. Deur hierdie woord gaan jy gesond word, jy gaan verlossing kry. Jy gaan 'n ander mens raak, 'n ander skepsel raak. Want jy bly in hom en dit leer en dit toepas. Maar as hy ambagsman my gewys het hoe om volkfyn moet te doen, stap vir stap om het verbeter. As my wys hoe hierdie woord kan optel, dan gaan het verbeter. Want ek kan nie saam praat as ek nie bly in hom nie. Ek kan nie deel wees in die tafel wat gedek is as ek nie belangstelling in God het. Ek kan nie die koekie vat en in my mond sit en ek sê dankie Heer. In plaas dat ek hom vat en in my mond sit, sê ek Heer, jy het die wonder die dag gewees. Wat verlossing gekom. Here, wat U bereik het op Golgotha vir my. Jy moet erken, jy moet kan sien. Jy moet kan ervaar in die Gees wat die Meester vir jou gedoen het vir die daai broodjie in jou mond sit. Want jy kan dit op onwaardige maniere dit doen nie. Jy kan nie daai broodjie in jou mond sit volgens Korintiërs, want jy swaar vir jou broer en jou suster. Jy kan nie daai beker drink, maar as vyandskap is jou familielede of werksmense of wat nie. Jy kan dit nie doen. Dis wat Korintiërs sê. Daarom is dit belangrik. As jy aan daai bordjies sit, dink jy as persoon gaan weet
hoe is my verhouding met 'n ander persoon? Selfs as jy daai beker vat en drink kom, jy moet nie dan verlossing gaan. As jy sit met sonde in jou lewe, jy vat my sê, Here, hierdie binding, hierdie wat ek nie kan breek nie, Here, wat ek 'n stryd voel, Vader, ek drink hierdie beker, wat U het gesê, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Die beker het weinig. Here, dat ek hierdie krag, hierdie Golgotha krag vat, hierdie glas wat symboliseer wat nie, dat ek hierdie glas vat, om te weet en te besef, Here, hier is verlossing in die bloed van die Lam. Hier is oorwinning deur die bloed van die Lam. Vader, dis om aan deel is aan hierdie tafel in hierdie oggenduur. Ek staan nie meer op die Pasga nie, maar ek staan op Jesus Christus, die perfekte Lam, wat geslag is. Ek nie nodig voeltjies te soek wat jy gebruik het om te offer nie. Want die perfekte Lam is geoffer. Daai tafel, ek gaan jou genesing gee. Daai tafel is daar gedek vir my en vir jou, vir genesing, vir verlossing. Want ons vier dit. Want 'n kind van God, hy ken die diepte aangaande daai tafel, want hy ken die diepte van die woord van God, want hy weet die diepte van die kruis wat hy geplant is, want die koning van alle konings het hoog gehang, elke oog het hom gesien, en die knie het gebuig en gesê, waarlik, dit is die Seun van God. Amen. Dis is waaroor daai tafel gaan. Om deel te wees aan hom. Om het te herdenk. Baie het dit een keer 'n maand, baie het dit een keer 'n jaar. En hy sê, hoeveel is dit jy dit kan? Hoe meer hoe beter. Om te bly aan die woord van God. Jy sien. En hulle sê vir hom, waar wil jy hê moet ons dit bereik? Waar wil jy hê moet ons dit bereik? By die huis, in die gemeente, by die werksplek. Waar moet die woord van God voorberei word? As ek so begin ek lewe, is die Gees van God inkom op my. Ja, maar dan, waar moet hy berei word? Jy moet dit iedere dag van ons berei word, om dan weer uit te gee aan hulle wat onder die doos is. En nie oorgetrek. Die water op die hoofd, dat symboliseer die doopbad. Jy sien, want as jy hierdie pad van verlossing gegaan het, ek glo nie aan 'n doopbad nie. En ek het altyd gesê, ek voel, as hy aan goed op my gaan sit. Ek glo in 'n rivierdoop, want hy spoel hom weg is. Dis lewende water, dis lopende water wat wegloop. Ek het niks teen vergewe my teen gemeentes wat dit doopbad het nie. Niks nie. Ek vat my siening hoe ek is. Dis wat God verwag. Nou moet 'n kardinale verandering plaasvind in jou lewe. En daai verandering kan net plaasvind as jy bly by die voetbank van Jesus. En hoe bly ons by die voetbank van Jesus? Deur hierdie woord toe te pas elke dag. Om deel te wees aan daai tafel, om te besef wat God verwag. En hulle het gegaan en dit bevind soos hy vir hulle gesê het, die Pasga daaruit. Die het gegaan. Die oes is wel groot, maar die arbeiders is nog. En hulle het gegaan, hulle het nie gemaak na leer. O, Here, maar die mense ken nie. Here, hulle weet nie wat die evangelie ek verkondig nie. Hulle het gegaan, hulle het nie gemurmureer en hulle het die plek voorberei.
Hulle het die kind van God voorberei. Hulle het die kinders van God voorberei. Op die evangelie van die perfekte lam. Hulle is apostels gewees. Hulle het saam met Jesus gesit. En hulle het nou nog nie daai tyd alles geweet waaroor alles werklik gaan. Maar die Here het hulle gesê, gaan, julle sal 'n man vind. Kom en soos die Gees van God het openbaar met die Filippus in Ethiopië, gaan op hierdie pad. As jy uit die beelde gaan kyk, sal jy sien op daai pad was 'n goeie mens gewees. En hier kom Ethiopië, en weer die stem af, sy groot trek, hulle gaan pad, dieselfde wees. Die sien nou as dieselfde soos ons binneland sit. Hy was Pascha gewees. En hierdie Ethiopië het gesit met die woord van Jesaja. As hy boven trek, is nog nie gevloed sy woord van God. Dis andere woorde. En net so is baie kerkgangers. En hy Sondag op Sondag op Sondag. Tyd van ons al 80, 90, 100. Niks ontwikkel word. Hy het gekom op daai lyn van tradisie. Ek moet ongelukkig breek met tradisie. Want tradisie gaan jou die koninkryk van God uithaal. Want die Gees van God kan nie werk binne in jou van dat tradisie is. Want tradisie sê vir my en jou, jy kan nog 'n bietjie van dit, jy kan nog 'n bietjie van dit, jy mag dit, maar as ek in die woord van God lees, en hy sê, dit is 'n sonde, dan is dit 'n sonde, en as hy sê dat die sonde die koninkryk van God nie kan beerwe nie, dan kan hy hom nie beerwe nie. Dis wat ek sê, dis die woord van God sê vir my. Ek het nie sê dat om my aantekening, prys die Here. Hy sê, dit is my liggaam eet. Nou met ander woorde, as ek kom en ek sê eet, roep jy my net by sy met die tyd al daar so. As die woord van God vir my sê, eet, dit is my liggaam. En ons kyk in Johannes, hy sê die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en die woord het onder ons kom lewe, kom woon. Dit is Jesus Christus. En toen op Johannes vraag, nou wie is jy om te gaan van woorde doen? Ek is die Here, ek is die pastoor thuis nie, ek is die pastoor, ek is die suster dit nie, ek is die suster dit nie. Nee, hy sê ek is die stem wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reg. Ek kan nie die woord van God bedraai nie. Ek moet die pad van die Here moet ek reg hou. Want die woord van God sê, daar is twee weer. Die een lei na die hemel, die ander lei na die hel. Maar die een wat in die ewige lewe is 'n smal pad. Maar die pad na verderf is 'n breë pad, daar is baie op hom. Wat wegbly van hierdie af. Wat lou geraak het. Wat koud geword het. Wat nie meer belangstelling gehad het in die woord van God nie. Wat nie meer deel gewees het van die tafel nie. Wat nie daai liefde ontwikkel het nie. Want as jy die liefde ontwikkel aangaan met die woord van God, dan gaan jy nie selfs wees nie. Daar het 'n verandering plaasgevind. Ek kan nie daai plaasvind in jou bring nie. My verandering, ek kan nie. Ek kan nie jou vat. Ek wil sê, nou moet jy breek nie. Maar ek kan die woord van God vat, ek wil sê, my broer, daar staan het geskrywe. Daar staan dit geskryf. Want hy sê, die klop vir ons het ook gemaak word. As jy kom en jy sê, my broer, bid saam met my, jy het geklop, ons maak ook, die Gees van God werk weer, en Jesus sit, en hy sê, dankie vir hierdie verlore siel wat ingekom het. Ek het al baie gesê, my vorige boodskap alles, ding van 'n Christendom werk so, is soos 'n boompie wat geplant word. Jy sit 'n stok langs hom, jy sit 'n laapie om hom te hou,
die storms van hierdie lewe. Dan maak jy hom los, dan maak jy hom weer vas. Dis hoe jou Christendom werk. Dan moet groei ontwikkel. En is daai groei ontwikkel, dan herken jy wat presies in die boventrek gebeur. Wat in hierdie boventrek gebeur. Wat in die boventrek gebeur met die kinders van God, toe die Heilige Gees ontstaan op hulle koppe gekom het. Jy sien, dit is waar ons gaan. Eet. Dit is my lichaam. Hy het vlees geword en onder ons geword. Ek kan nie teen hom gaan nie. Ek kan hierdie woord verdraai nie. Ek kan nie vir jou sê, jy kan nog 'n bietjie dit of 'n bietjie dat is reg nie. Ek gaan van woord van God. En die woord van die Here sê, wie hom, Here wie vervloek is jy. Want as die Here sê vervloek is jy, dan is jy vervloek. Of pas op, as leidende gees, jy moet die gees van onderskeiding in jou hê, kan onderskei van jou prediker, met hierdie persoon wat jy mee praat. Is dit nie die gees van God? Wat baie mense vat, neem hierdie woord van God so, dit is so lagsinnig. Hulle is lagsinnig in die woord van God. Ligtelik wat hulle opneem. Daar is nie 'n ernstigheid in hulle nie. Hulle gaan meer tyd doen voor die ding wat Bybel bring as die woord van God. Koop die tyd uit van die dae se boos. En as ons deur hierdie woord gaan, ek bly net sê vir julle, die woord van God is so strome van lewende water. Een vloei in die ander in. Ek kan eendag sê, Here, mag ek dit nie geweet nie. Ek kan nie sê, Here, maar iemand het my ooit gesê nie. Dan gaan God vir jou vra. Die Here het my seun se liggaam geëet. Wat vreeslik. Dit is dit van die hand gewys. Of het ons net nie daai ernstigheid in ons nie. Want 'n kind van God is ernstig. 'n kind van God is soos hy pot met die olie in. En as jy hom ingooi, as jy hom gaan uitgooi. Jy moet aan die brand wees vir die Here. Jy moet op daai punt kom om te besef, ek kan nie sonder die Here nie. Ek kan nie sonder hierdie tafel wat hier staan, wat gedek is nie. Want dit is 'n viering wat ek doen in my lewe. As kind van God, moet jy begin besef om daai tafel deel te neem. Jy ervaar, jy weet waaroor dit gaan. Jy weet dat die perfekte lam van my geslag is. Die lam wat geen gebrek aan hom gehad het nie. Die lam wat die pad gestap het, die lydingspad gestap het, om te wys hoe moet ek hom volg. 'n kind van God kyk nie na sy omstandighede nie. Hy kyk nie sy verloses nie. Hy kyk nie wat 'n dag hoe hy sit nie. Hy weet wat is reg gebeur vir hom. Die ewige lewe. As jy wil gaan op 'n plek voortberei. As ek weer kom haal ek neem jou waar ek is. Verstaan die kind van die Here, klein om van die Here wat vandag in die vergadering is. Om deel te wees aan die tafel, moet jy ongelukkig deel wees. Jy kan nie daar deel wees. En jy kan nie deel wees. Jy kan nie daai ervaar. Maar jy is lei om hierdie te vat nie. Kind van die Here, leer hom wat jy sê vandag. Besluit. Maak daai besluit in jou. Neem daai besluit om God aan te neem. Om te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Here, ek het U so lief. Here, daar is nie goeds gesien nie. Here, niemand kan hierdie hartseer wegneem van my nie.
versoeking kom dat ek sal vra, hoe sal Jesus opgetree? Hoe sal Jesus hierdie benadering genade? Wat verwag Jesus dan van my as 'n kind van hom? Ja, ons glo baie keer, maar hy opstaan is nie belangrijk. Ons maak nie oor. Vader, hy dan voorrecht dat die woord word afgegeen, wat ek neergepen het soos die my gelei het, deur die Gees. Wat die Gees kom, wat ek heeltemal in 'n ander rigting gevat het. Daarom wil ek sê dankie vir die tafel vandag wat hier staan. Dankie dat alles oor U gaan, nie oor my nie. Nie oor hulle wat hier sit nie, maar dat hulle so besef dat hierdie tafel gaan oor U, die herdenking, die verlossing, die genesing, dan gaan die hierdie tafel wat U bewerkstellig het vir ieder van ons. Vader, ons bid vir hulle wat by die huis is, wat die vandag nie kan wees, deel wees van hierdie tafel. Is dat nie, is dat laas? Is daar iets wat terugval in hierdie lewe? Roep ons aan die poorte van liefde terug, om U te dien in gees en in naam. Ons dank dat ons lof ons prys in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil net die woord vir die voorhou hierso. Hy sê nadat Jesus gedank het, dat hy gebreek het, hy sê neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis. Jy verstaan waaroor hierdie breek van die brood gaan. Die liggaam van Jesus wat gebreek is ter wille van my en jou. Want hy ons op die pad gestap het om ons vry te word. Vir die Nuwe Testament, ons name is in die Testament ingegraf. Ons is deel van die nuwe Jerusalem wat weer gaan kom. Ons is deel van die opstandingsmôre, die eerste opstanders wat gesterf het in Jesus. Hulle wat voor ons al weg is, wat gesterf het in Jesus, sal eerste opstaan. Hulle wat deel was van die tafel. Want Jesus sê, van hierdie wat ons ook sal nie meer terug maar die dag is sonder die brood gevat en gebreek. As jy tot nagedagtenis van my liggaam, wat gebreek is, vir ieder en elk van julle. En net soos wat ek en jy die opofferings maak, elke dag, vir die toewyding van God. As jy hierdie brood nie kan neem, besef, noem jy net uit tradisie in jou mond. Dan sê jy vir jouself, Here, dankie vir die liggaam wat gebreek is vir my in die boventrek. Dankie dat ons weer staan onder die Ou Testament se wette nie, maar dat ons staan onder die Nuwe Testament wat Jesus die prys betaal het, hoewel ons die wette nog steeds oorloos. Thank
net soos hy gegaan, het die beter wat hy gegaan het. As jy, dit is my bloed, aan die Nuwe Testament. En precies dieselfde, ons het op ere van die Meester, die God van alle goede, die verlosser, die zaligmaker, hy wat sy lewe afgereed kan bring, die wat die gras verleed is, dit die klaar. Here, ons liggame gevuur sal word. Here, dat ons die dieper gebou sal uitstap. Here, om ons lig aan brand te hou vir die donker wêreld waar ons bevind. Wat ons by dit hele dag sê. Amen. Amen. Dit is
gemeente soms laat met toe maar ons sê vir baie dan die Here vir voor die tafel te dit te doen. Met dankie vir elkeen wat opgekom het. Dankie Here vir elkeen wat die behoorde aangeraak het met God. Ek vra U nog vir Vader, wees met elkeen van ons. Hier ons vandag met mekaar het gaan. Vader, elkeen wat sy eie woning doen. Maar ons weet ook met dat U is op die Here. Want U is die een op wie ons sal kan plaas. Net dankie daarvoor, Here. Dat ware seën ook. Elkeen wat kinders wat opgegaan het, Here. Die wat die Vader persoon ook by hulle sorg. U ken elkeen van ons behoeftes, U ken ons begeertes, Here. En ek vra U vanmôre die Vader, voorsien aan die wat nodig het. Ek vra dit vir U in die lieflike naam van Jesus. My Vader, wees met elkeen van ons. Met dit in Jesus naam. Amen. Pastor Thijs, sou ele pastor pela Florida Chantel, com o Beto Santos. Ela pastor Chantel.